Goeienaand, baie welkom, goeie nuus om 7 en dis 8 April en ek hoop dat elkeen ook 'n baie lekker en rustige vakansie gehad het. Nou goed, ons is besig om 'n bietjie saam te dink oor Ester met uit die boek, ja, die hele boek Ester. En ons is vanaand by hoofstuk 6. En Ester, ons ken die verhaal, nee, die Jode word bedreig, Ester wat by die koning ingaan, sy nooi hom vir die ete. En by die ete vra hy vir wat wil sy vra? En dan sê nee, maar sy sal vir hom vra by die volgende ete. So sy werk so 'n bietjie met 'n plan. En nou ja, dan lees ons vanaand Ester 6 en kyk wat intussen gebeur. So die eerste ete het klaar al gebeur, die tweede ene nie, en dis so 'n bietjie tussenin. Maar voordat ons dit lees, kom ons bid net. Ons Here, ons loof en prys U, want U is die God wat van geslag tot geslag dieselfde God is, gister, vandag en môre. En U is ons getroue Here. Dankie dat ons so met U woord kan besig wees en so op hierdie manier kan saamkuier rondom Ester. En ons gebed, o Here, dat U ook deur U woord ons dan mag leer en ons net weer mag oprig en mag troos en mag vashou. Ons vra U dit alles in die wonderlike naam van Christus Jesus ons Here. Amen. Nou lees gerus saam met my uit Ester 6 uit. Daardie nag kon die koning nie slaap nie. Hy opdrag gegee dat die annale gebring en aan hom voorgelees moet word. Daarin is toe opgeteken gevind dat dit Mordegai was wat vir Bigtan en Teres ontmasker het. Twee paleisbeamptes van die koning wat poortwagte was en wat saam gesweer het om koning Ahasveros te vermoor. Toe vra die koning, watter eerbewys en erkenning het Mordegai hiervoor ontvang? Die kamerpersoneel van die koning het geantwoord, hy het niks ontvang nie. Toe vra die koning, wie is die voorhof? Net toe kom Haman aan in die buitenste voorhof van die paleis om by die koning aan te beveel dat Mordegai opgehang moet word in die galg wat Haman vir hom opgerig het. Die dienaars van die koning sê toe vir hom, Haman staan in die voorhof. Toe sê die koning, laat hy inkom. Haman het binne gekom en die koning het hom gevra, wat moet gedoen word met iemand aan wie die koning baie graag eer wil bewys? Haman het gedink, aan wie anders as aan my sou die koning eer wou bewys? Toe antwoord hy die koning, met die man aan wie die koning graag eer wil bewys, moet soos volg gehandel word. Daar moet 'n koninklike kleed gebring word, wat die koning self aangetrek het, en 'n perd waarop die koning self gery het, 'n perd met die koninklike embleem op sy kop. Die kleed en die perd moet oorhandig word aan een van die hoogste amptenare van die koning, en die moet die kleed aantrek van die man aan wie die koning graag eer wil bewys. Die amptenare moet die man dan op die perd oor die stadsplein laat ry en voor hom uitroep, so word gemaak met iemand aan wie die koning graag eer wil bewys. Toe sê die koning vir Haman, vat dadelik die kleed en die perd en maak soos jy voorgestel het met die Jood Mordegai, wat aan die poort van die paleis sit. Jy moet niks nalat van wat jy voorgestel het nie. Haman het toe die kleed en die perd gevat, die kleed van Mordegai aangetrek, hom oor die stadsplein laat ry en voor hom uitgeroep. So word gemaak met iemand aan wie die koning graag eer wil bewys. Daarna is Mordegai terug na die paleis toe, of na die poort van die paleis toe, maar Haman is haastig huis toe, ontnigter en skaam. Hy het vir sy vrou Ceres en al sy vriende alles vertel wat met hom gebeur het. Sy raadgewers en sy vrou Ceres sê toe, as dit so is dat Mordegai, voor wie jy hierdie eerste vernedering ondergaan het, tot die Joodse volk behoort, sal jy nie kan standhou voor hom nie. Voor hom sal jy heeltemal ondergaan. Terwyl hulle nog met hom praat, kom die paleisbeamptes van die koning en neem vir Haman vinnig na die onthaal toe wat Ester voorberei het. Nou daar is tye in ons lewe wanneer dit vir ons voel asof niks gebeur nie. Nee, jy bid en jy wag en jy hoop. Maar jy lyk bietjie vasgevang, jy voel vasgevang. Die onreg bly staan, die vyand bly sterk lyk en God bly stil bly. En Ester 6 is jy so 'n hoofstuk. Nee, dis 'n hoofstuk sonder dramatiese aksie en daar's nie wonderwerke en dies meer nie. En tog is dit 'n baie belangrike draaipunt in die hele boek. So eintlik hier in die stilte van die nag verander dinge. Want Ester 6 begin met 'n eenvoudige sin. Nee, daardie nag kon die koning nie slaap nie. Niks vreemd daar nie. Nee, ons ervaar dit gereeld. Jy kan nie slaap in die aand nie, so dis nie vreemd nie. Maar in die Here se hande is selfs 'n slapelose nag betekenisvol. Die koning vra na die annale of die kronieke, dat dit vir hom voorgelees moet word en toevallig of eerder voorsienig kom hulle af op hierdie afskrywing of hierdie inskrywing van Mordegai wat 'n komplot ontbloot het om die koning te vermoor. So tot dusver het Mordegai nog nie erkenning daarvoor gekry nie en dan ook met 'n goeie rede. So op hierdie spesifieke nag word daai daad onthou.
So wat merkwaardig is van Ester 6, is steeds die Here wat nie genoem word nie, maar tog is hy aanduidelik in eenvoudige goeder, soos 'n koning wat nie kan slaap nie, en hy kies spesifiek om daai kronieke of daai annale te lees, is die regte gedeelte wat gelees word, Mordegai se daad word onthou, en dan net toe stap Haman in die voorhof in. Nee, daar's bietjie net te veel dinge om dit as toevallig af te maak. So is nie toevalligheid nie, is voorsienigheid. En so werk Here baie keer nie noodwendig deur dramatiese ingrywings nie, maar deur gewone gebeure, soos 'n slaaplose nag en 'n boek wat oopgemaak word en 'n gesprek wat plaasvind. So die Here is besig om sy plan van redding te ontvou. En eintlik is Ester 6 'n mooi hoofstuk vol ironie. Haman kom die paleis binne met een doel, né? Sy doel is, hy wil toestemming kry om van Mordegai op te hang. Maar voordat hy sy plan kan uitspreek, praat die koning met hom, né? Hoe moet mens maak om aan iemand eer te bewys? Haman natuurlik, sy trotsheid maak hom blind. Hy dink wie anders as ek kan dit wees. En dan beskryf hy hierdie patroon, né? Koninklike klere en koninklike perd en openbare parade. Maar dan die skop, die skok, ja, sê die koning, dis 'n goeie plan, doen dit vir Mordegai. Nee, mense wil eintlik so 'n bietjie grinnik, 'n bietjie lag van die ironie daarvan. So die man wat Haman wou doodmaak, moet juist deur Haman dan geëer word. En dis eintlik iets van die groot temas in die boek Ester, is hierdie tema van omkering. Net dat 'n trotse word verneder en 'n nederige word verhoog, en die plan van die vyand is eintlik besig om teen homself te draai. So hoofstuk 6 begin die plan al hoe duideliker raak, die draai word al hoe duideliker. So, want voor hierdie hoofstuk is Haman aan die mag, die Jode is in gevaar, Mordegai is verneder, en Ester is nog in spanning. Na hierdie hoofstuk begin Haman val, Mordegai word geëer, die redding, die blom van redding begin oopgaan. So, en wat belangrik is om heeltyd te onthou as ons die boek lees, is dat in hierdie verandering gebeur dit dat Ester het haar verantwoordelikheid, sy moet met die koning gepraat, maar terselfdertyd bly God soewerein, is die Here ook besig om te werk, is die Here besig om soewerein op te tree. So Ester het dan reeds haar verantwoordelikheid in hoofstuk 5 nagekom. Sy het die koning genader en sy het vir hom gesê, hy moet by haar kom eet, en sy is gunstig ontvang. Maar nou wys die Here dat dit is so, ons het 'n verantwoordelikheid, maar genadiglik hang alles nie net van ons af nie. Ons het 'n verantwoordelikheid, maar die Here bly soewerein. Hy self is besig om dan die verhaal te draai. So en een van die kerngedagtes in Ester 6 is die Here wat onthou. Mordegai se goeie daad is lank terug gedoen. Dit het gelyk asof hy vergete is, daar was geen beloning, geen erkenning nie. Maar dan presies op die regte tyd kom dit weer na vore. Nee, niks wat in getrouheid aan die Here gedoen word, gaan verlore nie. En ek dink baie keer loop ons so 'n bietjie met daai ding van ek kry nie erkenning nie, ek dien stil en ek probeer doen wat reg is en ek bly getrou in die klein dinge. Maar die Here sê, hy sê selfs al weer die linkerhand nie wat die regterhand doen nie, God wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Hy bring dinge op die regte tyd, op sy manier aan die lig en beloon op sy manier. Nou goed, wanneer ons Ester 6 dan vanuit die Nuwe Testamentiese perspektief lees, dan kry ons 'n mooi betekenis, nee. In Ester 6 slaap die koning nie, maar daar's 'n groter waarheid. Die koning kom miskien nie slaap nie, maar ons Here, ons koning slaap nooit nie. Psalm 121, nee, hy wat Israel beskerm, sluimer of slaap nie. So selfs as dit lyk asof die Here stil is hy besig om te werk. Jesus sê, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Johannes 5 vers 17. So God se werk stop net eenvoudig nooit nie. En dan Mordegai se verhoging wys vir ons ook iets na 'n groter realiteit in Christus. Filippense 2 verduidelik vir ons baie mooi hoe het Christus homself kom verneder, homself kom ontledig van sy heerlikheid. En juis omdat hy dit gedoen het, is hy deur die Vader weer verhoog tot aan alle heerlikheid. So Jesus het hierdie pad van vernedering gestap nie, hy is verwerp en bespot en gekruisig, maar deur God self verhoog. So net soos wat Mordegai onverwags geëer word ons Here Jesus Christus is die pad op en die Here se koninkryk is af. Haman is dan die verpersoonliking van trots. Hy soek eer en hy bou galge en hy wil 'n volk uitwis. Maar sy val begin juis op die oomblik wanneer hy dink hy staan op die hoogste punt. En die Nuwe Testament leer ook daai beginsel, nee, Jakobus 4 sê God weerstaan nie hoogmoediges, maar die nederiges gee hy genade. Trots lei altyd tot 'n val, dis soos 'n natuurwet, terwyl nederigheid lei tot genade. En die hele evangelie dan is 'n verhaal van omkering.
Nee, die dood bring lewe, die kruis bring redding, die nederiges word verhoog, sondaars word deur Christus regverdig verklaar. So wat ons eintlik in 'n klein skaal hier in Ester 6 sien, word baie groter en heerliker in Christus. So Ester 6 spreek direk tot ons ervarings wanneer God stil lyk. So voor hierdie hoofstuk het alles donker gelyk, 'n doodsvonnis en 'n vyand wat onoorwinnelik lyk, was geen teken van redding nie. Maar in een nag draai alles. God se stilte beteken nie afwesigheid nie. Hy werk, selfs al is dit bloot eenvoudige koning wat nie kan slaap nie. Miskien 'n ding om nie mis te kyk nie as die Here se tydberekening. Nee, as die Here 'n ander dag nie sou kon slaap nie, dan sou dit nie so mooi uitgewerk het nie, sou niks gebeur het nie. As die koning besluit het om iets anders te lees, dan sou Mordegai nie op die toneel gewees het nie. As Haman op daardie oomblik nie ingestap het nie, dan sou die toneel ook anders verloop het. Maar alles gebeur presies op die regte tyd, dit is soos legstukkies wat net eenvoudig in mekaar inpas. En dit herinner ons so 'n bietjie aan die waarheid van Romeine 8, dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Nie alles is goed nie, maar die Here het die vermoë om dit te laat meewerk. So wat beteken Ester 6 vir my en vir jou vandag? Dit herinner ons dat ek en jy is deel van 'n groter verhaal. Ons sien nie klein dinge, ons sien huidige uitdagings en vrae en onsekerhede en wagtye, maar die Here sien nie geheel. So ons roeping is nie om alles te verstaan nie. Ons kan ook nie, nee, dit is net nie moontlik nie, want God is net soveel groter as ons. Maar ons roeping is om hom te vertrou. En dan gebeur Ester 6 na 'n wagtyd. Ester moes wag en Mordegai moes wag en die volk moes wag. En as jy is in daai wagtyd dat die Here besig is. En miskien is dit die moeilikste deel van ons geloof, nie waar nie. Maar Ester 6 sê dat ook in ons wagtyd en stilte tyd is die Here besig om dinge te verander wanneer ons dit die minste verwag. Maar die groot boodskap, en dit is so 'n bietjie die goue lyn deur die hele boek Ester, is dat God regeer, selfs al lyk hy onsigbaar. Gewone gebeure, klein oomblikke, onopvallende besluite, om sy groot plan te laat gebeur. So Ester 6 wys vir ons, nie noodwendig dramatiese wonderwerke nie, maar 'n stil nag van 'n koning wat nie kan slaap nie, maar die Here is besig met die geskiedenis. En wanneer ons vanuit die Nuwe Testament, dan weet ons dat God werk altyd. Hy bring die omkeer in Christus Jesus, en hy is besig om sy plan te voltooi, en hy is besig om die wêreld voor te berei vir die wederkoms van sy seun. Selfs in die nag van ons lewe is die Here met ons besig, selfs wanneer dit lyk of niks gebeur nie. Want die waarheid bly staan, nee, die Here werk. Jesus werk, hulle is besig tot nou toe. Hulle slymer of slaap nie, want hy alleen is ons Here en ons God. Die een wat altyd wakker bly, wat altyd sy kinders in sy hande hou, wat altyd besig is met die wêreld. Dit is nie 'n God wat homself teruggetrek het nie 'n God wat oorgegee het nie, maar 'n God wat leef en regeer, wat op sy troon sit. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons kan weet dat selfs al voel dit, of al lyk dit vir ons asof U nie altyd met ons besig is nie, is U. Dat U bloot besondere goedjies in ons lewe kan gebruik, klein dingetjies, om ook U groot plan te laat uitvoer. En ons gebed daarom, o Here, dat U ook in U groot liefde en genade ons sal vashou, dat U deur die Gees ons sal lei om werklik getrou te bly, selfs al verstaan ons nie U groot plan nie. Ons vra dit, Here, want in onsself het ons dit nie. Werk in ons, gebruik ons. Ja, soos Jesaja wil ons ook sê, hier is ons Here, gebruik ons. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Christus Jesus, ons herder. Amen. Baie dankie dat jy saam gekuier het. Ek hoop jy het 'n baie mooi week en 'n pragtige aand verder. Groetnis.